Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, die 21ste Mei, die jaar 2026. My naam is Dani Gerberman, opgewonde Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor wees reguit, wees eerlik, wees 'n godsman, wees 'n godsvrou as ek en jy uitbeweeg. Ek wil vandag sê, tyd van doekies omdraai is verby. Tyd van mooi praat en die wyntjies uitvryf en daai goed, nee man, weet jy wat, ons moet verby daai stadium kom. Ek en jy weet wat is reg, ons weet wat is verkeerd en God se woord wil hê ons moet reguit wees. Ons moet eerlik wees. En ek wil sê, baie keer dink ons, ag, maar eerder stil bly want ek wil maar eerder die vrede bewaar. Ek wil nou nie iets sê en dan is iemand kwaad nie. Dan sê jy ons moet mense waarsku. Want as daai persoon eers dood is, as mense my nie gaan waarsku, as ek iets doen en ek doen dit op my manier en ek dink dit is reg en ek kry nie 'n waarskuwing nie, en die dag gaan as ek doodgaan en ek staan voor God en hy gaan vir my sê, maar dit is nie reg nie en wat, en jy's nie welkom in die hemel nie, wie gaan ek blameer? En dan gaan baie gedeelte ook omkom wat in Esegiel sê dat die bloed op jou hande gaan wees want jy het my nie gewaarsku nie. So dit is ons plig om mekaar te waarsku. Ons oordeel nie, ons waarsku. So kom ons wees reguit, kom ons draai nie doekies om nie, man. Ons noem die sonde by die naam en ons raak ontslae daarvan. Hoor wat sê God se woord vir ons in 1 Timoteus 3. En dit gaan oor die pligte van 'n opsiener en 'n diaken. En nou hier gaan dit spesiaal oor manne wat die woord van God verkondig. Ek wil eintlik sê, dis dominees, pastore en al daai manne en dan ook ek en jy wat die evangelie verkondig van die Here Jesus Christus. Hy sê, dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersampt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, en so ook die vrou van een man. En hy sê verder vir ons, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinssoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid onderhou en onderdanigheid hou. Nou ek lees hierdie gedeelte en dink ek, ons sit met predikers wat hierdie goed doen, wat om te sê, weet, hy's 'n opsiener, hy's 'n kind van die Here, hy's doen leidsman, maar hy hou hom nog op met die dinge van die wêreld. En ek dink aan hierdie gestukkie wat nou hier sê, geen drinker. Maar broer, daar's niks fout daarmee om 'n glasie wyn saam met my Sondagete te eet nie. Wat sê God se woord? God se woord sê geen drinker nie. Hy sê nie behalwe 'n glasie wyn Sondag saam met jou ete nie. Dit is tyd dat ek en jy eerlik is. Dit is tyd dat ons begin regheid praat. Dit is tyd dat ons sonde vasvat waar dit nie hoort nie. En jy besig is met hierdie goeters, raak ontslae daarvan, want ek en jy gaan voor God staan. Jy wat die woord verkondig, gaan voor God staan en sê, maar ek het dan die woord verkondig. Ek was dan 'n pastoor geweest, ek was dan 'n dominee geweest en jy hou hierdie goed aan. Hy sê verder vir ons hierso, in verse 4, verse 5, maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie, maar hy moet ook goeie getuienis hê met die buitestaanders, sodat hy nie in die veragting en die stryk van die duiwel val nie. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde praat nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinssoeker nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet ook eers die proeftyd deurmaak, daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadsprekers nie, nugter, betroubaar in alles. So ek en jy, my boetie en susse, ons moet hierdie goedes begin bywoon. As jy die woord van die Here wil verkondig, as jy 'n dienaar wil wees van Jesus Christus, kom in lyn. En as jy nie in lyn is nie, gaan op jou knieë, sê vir die Here jy's jammer en raak ontslae daarvan. Want hoor wat sê 1 Timoteus 4 verse 1. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, 'n verleidende gees en leringe van duiwel sal aanhang. Hoeveel kom ons nie agter dat predikers begin om van God se woord te vat en dit te verdraai om by hulle te pas nie. Dit is oukei. Ek hoef nie te trou nie. Ek kan saam bly.
ek is verloof. Nee, God se woord is die waarheid. Kom ons klein. Kom ons kom in plek. God se woord is 'n ernstige woord. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here baie dankie vir u woord, Here. Dankie Here Jesus dat u vanoggend met ons praat, dat ons ernstig sal wees oor die woord van die Here Jesus Christus. En Here, vergewe ons, Here, wanneer ons dink ons is reg op ons manier. Daar's net een manier en dit is u manier. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. 'n Geseënde donderdag. God bless.